En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion. En ek is Karen. En wat 'n wonderful day is dit om met julle te kan gesels weer so lekker op hierdie wonderlike warm Woensdag. So wat ons in hierdie tyd van Maart gehad het. En ek hoop elkeen van julle het 'n lekker vakansiedag gehad, die 21ste Human Rights Day, waarby baie nog celebrations was van wat human rights is, wat ons met julle die inligting mee gedeel het. En as julle dit gemis het, kyk gerus op ons pot gooi op Spotify en YouTube, waar al ons inligting en elke dingetjie wat ons het weer deel en opsit vir julle om reeds te gaan luister en na te gaan kyk. Maar nou vandag het ons weer 'n bietjie lekker inligting mee met julle te deel en te kan gesels, en ons het net 'n gas met wie ons ooit wat Karen ook mee gaan gesels. So ja, dit is een van die lekker topics. Ons praat oor male pageantry. En julle het so 'n tydjie terug gehoor toe ons met Colin Nupesani gepraat het oor sy loopbaan in die Mr. Global semifinalist kompetisie, of wat nou 'n semifinalist is in die Mr. Global South Africa kompetisie. So ja, ons gaan nou vandag bietjie meer inligting met julle deel waaroor gaan male pageantry. Ek weet almal ken vir Miss South Africa en die Miss Universe en alles wat gepaard gaan saam met die res van die skoonheidskompetisies. Vir vroue, ja. Vir vroue, maar baie mense kyk gewoonlik Manlike skoonheidskompetisies mis. Dis Ja, en jy het altyd nogal baie te sê daaroor, want hoekom is mans bang om aan manlike skoonheidskompetisies te deelneem? Dit is $1 million question daar. As ek daar antwoord kan kry, magties. Ja, ek weet glad nie hoekom mans bang is vir skoonheidskompetisies nie, en hoekom hulle self hoe kan ek dit amper sê, nie wegstoot nie, maar weghou uit die kompetisies uit nie. Reeds my een vraag wat ek altyd vra is, as 'n vrou so mooi na haarself kan kyk en so goed kan glans op die verhoog en ook haar mindset regkry om inspirasie te gee vir die ander vrouens wat opkyk na so 'n persoon teenoor dit wat hulle doen, hoekom is mans bang daarvoor? Wat verander jou as 'n man om so iets aan te pak, of wat dink jy gaan gebeur as jy op wil staan en jou woord van spraak wil insit en 'n verskil wil maak in die gemeenskap, as ook om 'n goeie leier te kan wees vir die gemeenskap daar buite? Hoekom is dit so sleg? Ja, en jy vra dit Dion omdat jy self 'n lekker geskiedenis het in male pageantry. Jy het self Sir Gardenwood gewen, Sir Western Cape, toe was dit meneer Suid-Afrika top 10, en toe is dit Sir South Africa en Sir Universe South Africa wat jy gewen het. So, maar ja, en dan vergeet ons nog Eden SA. Ja, dit was Eden SA top model, wat jy ook gewen het in die Mr. Eden SA competities, en dis nou van 2021. Dis wat jy begin het met dit. So, dis kom jy hierdie vraag vra, want jy het self opgestaan en hierdie goed gedoen, en jou deel vir jou gemeenskap, jy doen dit nog steeds. Ons is nog steeds besig met al ons gemeenskapsprojekte. Ja, active role. Ja, met die Anti-Bullying Academy, wat ons, net so by the way, ter herinnering, die naweek wat nou kom, die 29ste Maart, weer ons jaarlikse, en dis ons 5de, jaarlikse 5 kilometer anti-bullying color fun run het by die Hartenbos Seefront sentrum. Dis reg. So ons sien uit om vir julle almal daar te sien, klein en groot. Julle kan julle diere saambring op daai hemspan. Ja, jy kan loop, jy kan kruip, dit maak nie saak, jy kan hardloop. Ja, so. Jy kan voluit gaan. Ja, jy kan dit hardloop in een asem as jy so lank asem het. Ja, jy kan, is lekker fun vir die hele gesin, en ons het verlede jaar 'n klomp oulike diertjies gehad, honde, groot en klein, wat lekker ook vol verf was, ons lekker poeierverf, kleurverf wat ons gooi, en dan is daar lekker pannekoeke te koop, ensovoorts, ons sal 'n paar paaseiertjies het, alles ten bate van die Anti-Bullying Academy, sodat ons werk kan voortsit om
bewusmaking van boeliegedrag te doen in skole. Ons JTC, ons Junior Town Council sal ook daar wees om ons te help. Ons het paar oulike mense wat ons ook gaan help. Meneer Dani Akker, hulle van die Vryheidsfront Plus, hulle is altyd daar om ons te ondersteun. Ons is baie dankbaar daarvoor. Dan het ons natuurlik vir Sean Snyman, die speaker daar in George, wat weer eens, hy was van die begin af ons MC, so hy staan op teen boeliegedrag. Hy was ook geboelie, so groot as wat hy is, was hy ook geboelie op skool, so hy staan altyd op ten opsigte van dit. En dankie vir Denise Loydele en die fantastiese sekuriteitsspan en almal daar by Hartenbos Seefront wat vir ons altyd ondersteun daar. So ons sien uit om julle almal daar te sien. Absoluut. So praat van Sean Snyman, sê Karen. Ek moet nogal sê, hy het van laas af 'n drastiese verandering in sy lewe gemaak om gesond te begin lewe. Dis hy. En hy hardloop elke naweek een of ander fun run, 5 kilometer, dink hy hou net nie op nie. Hy dit nie. So praat van Mel Pageantry en om te sê van iemand wat 'n goeie inspirasie is. Hy is nog 'n goeie inspirasie van waar hy was teenoor waar hy nou is met alles wat hy al ge-achieve het. Ja, wat hy aanpak. So dis baie lekker. Nou kom ons gesels oor hierdie baie interessante onderwerp. Ons gaan dit definitief inbring, maar ek dink jy wil eers 'n bietjie musiek speel. Ek dink ons kry net eers 'n lekker klank, lekker treffers in. Ons sal lekker musiek vir julle speel net hier op Aksie met Reaksie op Eden FM, Your Voice in Paradise. Bly ingeskakel by ons. Ons is nou weer terug. Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship and a friend for life. Welkom terug is ons op Aksie met Reaksie, waar ons net lekker klanke, treffers en musiek vir julle speel 1 keer 'n week, net hier so by ons op Eden FM, waar julle altyd die lekkerste treffers gaan kry, waarby ons ook die lekkerste geselskap en alles vir julle gaan bring, en elke keer ietsie diep en ietsie interessants met julle deel, wat ek nie altyd almal van weet nie. Maar nee, kom ons kom terug. Ons het nou net gesê daarby, ons praat oor male pageantry. En mannelike skoonheidskompetisie. Wat die verskil kan maak in ons gemeenskappe, die mense wat daaraan deelneem. Ons het nou al gepraat met Colin de Pitsani, soos ek nou gesê het, in die begin van Maart, hoe kan mense dit glo? In die begin van Maart van hoe sy loopbaan begin het nou, as 'n semifinalist vir die Mr. Global South Africa kompetisie. Ja. En ons gaan later met Bevan Lingard ook praat. Yes, 2 van ons semifinaliste, wat ons bevoorreg was om hier in ons ateljee te hê. Absoluut. Nou gaan ons vandag bietjie gesels oor wat dit behels. Wat behels 'n manlike skoonheidskompetisie? Nou, 'n manlike skoonheidskompetisie, ook bekend as male pageantry, soos Dion genoem het, is gestruktureerde kompetisies waarin manlike deelnemers beoordeel word op verskeie aspekte van hul persoonlikheid, voorkoms, intellek en talente. Anders as wat baie mense dink, gaan hierdie kompetisies veel verder as net fisiese aantreklikheid. 'n Tipiese manlike skoonheidskompetisie bestaan gewoonlik uit die volgende komponente. Nommer 1. Persoonlike onderhoude. Dit wil sê dis deelnemers voer onderhoude met beoordelaars waar hulle kommunikasievaardighede, intellek en kennis oor aktuele sake getoets word. Dan talentafdeling. Nou deelnemers kry die geleentheid om hul unieke talent tentoon te stel. Het sy dit sang, dans, instrumente, musiek, kuns of selfs kookkuns is. Vraag- en antwoordsessies. Die deelnemers beantwoord vrae oor sosiale kwessies, persoonlike waardes of aktuele gebeure om hul denke en spraakvaardighede te demonstreer. Fisiese fiksheid. Sommige kompetisies sluit in fisiese fiksheidselemente in, wat dikwels as kontroversieel beskou word, maar wat ook gesonde leefstylkeuses beklemtoon. Gemeenskapsdiens, en dis 'n baie belangrik een, veral vir Mr. Global South Africa, waar ons finaliste of ons semifinaliste nou aan deelneem. Hier word deelnemers dikwels beoordeel op hul betrokkenheid by gemeenskapsprojekte en liefdadigheidswerk, wat die fokus plaas op sosiale verantwoordelikheid. En dan het ons die modeparades. Deelnemers neem deel aan verskeie klere afdelings
insluitend formele drag, nasionale drag en soms swemklere. Die hedendaagse manlike skoonheidskompetisies beklemtoon gewoonlik holistiese ontwikkeling, waardegedrewe leierskap en sosiale impak, wat die tradisionele siening van hierdie kompetisies as bloot oppervlakkige gebeurtenisse uitdaag. Nou die geskiedenis van manlike kompetisies in Suid-Afrika en internasionaal. Nou hier is waar dit begin het. Die geskiedenis van manlike skoonheidskompetisies is merkwaardig anders as die van vroulike kompetisies. En wat vroeër genoem het, baie mense sien dit as net 'n vroumens kompetisie wat as jy as 'n man wil deelneem in die male pageantry, en dit is nie so nie. So ek dink, dit is regtig nie nodig om so te wees. Nee, glad nie. So kom ons delf 'n bietjie daarin en dan kom ons op die antwoord. Ja, internasionale oorsprong. Nou, manlike skoonheidskompetisies het veel later as vroulike kompetisies begin. Terwyl die eerste Miss America kompetisie in 1921 plaasgevind het formele manlike kompetisies eers in die laat 1970s begin ontwikkel. Een van die eerste bekende internasionale manlike kompetisies was die Mr. Universe kompetisie. Man, ek dink, as ek my nie verstout nie, was Arnold Schwarzenegger nogal die eerste Mr. Universe, hoor? Dalk so, ja. Ja, hierdie kompetisie, wat oorspronklik meer op liggaamsbou gefokus was, ja, dit is baie interessant vir ons. Absoluut, ek dink almal ken van hoe hy gelyk het en wat hy gedoen het. Terminator, was in 'n trip ding gaan. Ja, en dan het ons die Manhunt International kompetisie wat in 1993 begin het. Dit word beskou as een van die eerste moderne manlike skoonheidskompetisies wat fokus op 'n meer gebalanseerde oordeling van deelnemers. Dan is daar Mr. World, en dit is in 1996 gestig as die manlike eweknie van Miss World. Nou, Suid-Afrikaanse konteks. In Suid-Afrika het manlike skoonheidskompetisies eers in die post-apartheid era werklik momentum begin kry. Die Mr. South Africa kompetisie het in die vroeë 2000s meer prominensie begin geniet, hoewel dit verskeie transformasies ondergaan het. En dit gebeur my elke jaar nog steeds. Ja. Die Suid-Afrikaanse konteks is uniek, omdat hierdie kompetisies dikwels kultuuroorbruging en nasiebou beklemtoon in 'n land met diverse bevolking. En sedert ongeveer 2010 het verskeie provinsiale en plaaslike manlike kompetisies ontstaan, wat die groeiende belangstelling in hierdie platform weerspieël. Ja, die evolusie van hierdie konsep. Nou, vroeë manlike kompetisies het oorwegend op fisieke voorkoms en liggaamsbou gefokus. Oor tyd het hierdie kompetisies ontwikkel om meer klem te lê op persoonlikheid, intelligensie, gemeenskapsbetrokkenheid en leierskapspotensiaal. Die beweging weg van blote fisiese beoordeling na 'n meer holistiese benadering het gehelp om hier sou kom hulle weer met hierdie snaakse woord, die legitimacy, gaan ek eerder sê, want wie weet wat jy sê as jy praat van legitimiteit. Ja, die legitimacy en die relevantie van hierdie kompetisies is dan verstaan. Maar net nie jou legitimiteit skeer as jy te hard oef, nie. Jou groeiende gewildheid van kompetisies soos Mr. South Africa en Mr. Global ensovoorts. Die afgelope dekade het 'n merkwaardige groei in die gewildheid en invloed van manlike skoonheidskompetisies gesien. Nou, prominente internasionale kompetisies. Ja, soos byvoorbeeld Mr. World. Dit is een van die mees gerespekteerde internasionale kompetisies, wat elke 2 jaar gehou word en fokus op fiksheid, talent, styl, multimedia, sport en extreme uitdagings. So, extreme challenges. Yes, dit klink altyd beter in Engels. As jy hierdie tipe terme bespreek, meestal weet meeste mense nie waarvan jy praat as jy dit in Afrikaans noem nie. Maar dit is interessant. So kom ons kyk so 'n bietjie ook hoe die Mr. International is. Nou dit is gestig in 2006 en beklemtoon hierdie kompetisies sosiale bewustheid en kulturele uitreiling. Ja, dis interessant. Dan is daar Mr. Global, en dis waarvan ons nou praat van ons manne wat so semifinaliste is op hierdie stadium.
Hierdie relatief nuwe kompetisie het vinnige gewildheid verwerf met 'n klem op omgewingsbewustheid en kulturele diversiteit. Dan het ons die Mr. Supranational. Dit begin in 2016 en hierdie kompetisie bied 'n platform vir jong mans om hulself internasionaal te verteenwoordig. Nou ek dink, soos wat ons nou lekker in die kompetisies ingevaar het, gaan ons eers weer vir julle op bietjie musiek invat, net om my groove weer in die gang te kry, daai gevoel weer in te kry, en dan gaan ons weer nog bietjie meer gesels oor Suid-Afrikaanse deelname en die sukses van die kompetisies. So bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie, ons is nou weer terug hier so by julle. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. Welkom terug by ons op Aksie met Reaksie, waar ons lekker musiek, lekker treffers, lekker klank en lekker geselskap vir julle bring, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, en ons gesels nog oor die male pageantry, die mans skoonheidskompetisies. Nou, soos ek nou net gesê het, die volgende afdeling wat ons bietjie gaan aanpak is die Suid-Afrikaanse deelname en sukses. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie Karen. Die Suid-Afrikaanse verteenwoordigers het toenemend sukses behaal op internasionale platforms, wat die plaaslike belangstelling in hierdie kompetisie versterk. Deelnemers soos Habib Nurbay, dis Mr. South Africa 2017, en Fazile Mkhize, Mr. World South Africa 2019, en as ek my nie misgis nie, het hy nou net weer 'n ander titel ook losgeslaan. Ek dink dis Mr. Supranational. Is dit? Ja, ek dink jy is nogal reg. Hulle het internasionale aandag getrek. In Suid-Afrika se kulturele diversiteit en unieke benadering tot manlikheid bied deelnemers 'n interessante perspektief om internasionaal te deel. En hy internasionaal deel te neem, dit lyk altyd so interessant as jy die titelhouers wat dit nasionaal wen, om hulle journey te volg internasionaal wanneer hulle oor see gaan. Myselfde wat jy het sien is Miss South Africa wen en sy gaan na Miss Universe toe. Dis hulle nasionale kostuums en hoe hulle self uitbeeld en hoe hulle self gedra van ander lande. Dis baie interessant om te sien hoe ons level up, of hoe ons vergelyk. Ja, en dit net te geniet en te sien wat alles daar so buitekant is. Dat die net is... Dis mense ervaring. Ja, absoluut. Jy gaan net oor internasionaal, jy het jou challenges wat jy moet doen, jy stap op die verhoog, en kyk hoe ver jy kan kom nie. Nee, dit is daai behind the scenes, van wat elkeen doen en hoe interessant dit is. Dit lyk altyd regtig so interessant. Dis nie so eenvoudig nie, dit is regtig nie, vir die manne veral, dit is nie so eenvoudig nie, dis nie wat gaan ek sê, soos hulle sê, 'n poppy pageant nie, dis definitief nie so iets nie. Dit is regtig, hulle soek 'n man in murg en been, iemand wat op kan staan in sy gemeenskap en 'n positiewe bydrae kan lewer en ander kan uplift, wat homself kan help, wat sy mond kan oopmaak en praat oor dinge wat van waarde is en wat belangrik is in ons samelewing. En ek dink dis hoekom ons wêreld in so groot gemors is, omdat dit meestal vroue is wat hulle monde oopmaak. Die mans sit doodstil, want ons is net te bang, ons kan nie op die verhoog wees nie. Hoekom los jy dit vir vrouens? Hoekom los jy daai verantwoordelikheid op vrouens se skouers? In plaas van om op te staan en jou insig en jou kennis te deel en die platform net te gebruik om 'n goeie en positiewe verskil te maak. Net so. Net so, Karen. Nou, daar's faktore wat bydra tot toenemende gewildheid van hierdie kompetisies, soos byvoorbeeld sosiale media. Platforms soos Instagram, TikTok, en ons vergeet nie van Facebook nie. Ja. En skoonheidskompetisies meer toeganklik en sigbaar gemaak vir 'n wyeer gehoor. Veranderde sienings van manlikheid. Na mate die samelewing meer gemaklik raak met verskeie uitdrukkings van manlikheid, word hierdie kompetisies meer algemeen aanvaar. Ja, ek wag nog net daarvoor in Suid-Afrika. Yep. Daar's geleenthede vir deelnemers. Daar's regtig fantastiese geleenthede. Soos wat ons net nou oor gepraat het. Die professionele en persoonlike ontwikkelingsgeleenthede wat hierdie kompetisies bied, lok meer ambisieuse jongmans.
En dan is daar die liefdadigheidswerk. Die fokus op sosiale impak en gemeenskapsontwikkeling het hierdie kompetisies meer betekenisvol en relevant gemaak. En dit is regtig so lekker om dit te kan sien hoe elkeen se roete gaan. Wat se gemeenskapstake, Wat se charities elkeen kies, want dis so divers. Daar's soveel verskillende gemeenskapstake, soos byvoorbeeld Colin met wie ons gesels het. Hy is besig met verskeie dinge. Hy is 'n anti-bullying ambassadeur, plus hy help jong kinders en jong mans om hulle te leer om te plant, om hulle kos te plant. Self-sustaining. Yes, en dan is hy ook betrokke by sopkombuise, so hy doen verskeie dinge. En dan Bevan met wie ons net nou gaan gesels, hy is nou weer met die diere en hy werk ook met kindergemeenskappe en ouer mense gemeenskappe. So elkeen het sy eie ding. Dan is daar media blootstelling, nee? Die verhoogde dekking van hierdie gebeurtenisse, soos op die TV en spesiale programme en so aan. In hierdie tradisionele en sosiale media het groter bewustheid en belangstelling geskep. So natuurlik advertising pays. Dit is op ons pageants en ons goeders ook. Beslis. Ons deel dit ook op sosiale media en op die radio en oral waar ons kom. So dit is 'n baie groot platform vir ons wat ons ook gebruik om ons pageants en modeling kompetisies en talentkompetisies en so te laat groei, né? Definitief. Maar nou ja, nou kry ons ook die huidige tendense in die kompetisies. Die inklusiwiteit. Daar is 'n groeiende beweging om meer diverse deelnemers in te sluit in terme van ras, etniese agtergrond en liggaamstipes. Ja, daai is interessante onderwerp om die minste te sê. Hulle het dit probeer met Miss Universe om inklusiwiteit in te sit, maar daai werk nie, en die mense hou ook nie daarvan nie. So, hulle het gepraat van hou 'n kompetisie vir mis, want hulle het mos gesê, dit gaan misses wees, jy kan getroud wees, of jy kan swanger wees, of kan nee, dis Miss South Africa, dis Miss Universe, jy kan nie 'n misses daar neem nie, dis waarom ons misses kompetisies het. So, dit lyk my, dis maar weer terug soos wat dit was. Dankie tog, want dit is net confusing. Hou misses, hou miss, hou mister, asseblief. Die tegnologie en integrasie daarvan. Virtuele kompetisies en sosiale media uitdagings word toenemend deel van die beoordelingsproses. Ja, aktivisme. Deelnemers word aangemoedig om sosiale en omgewingskwessies te bevorder, wat hierdie kompetisies 'n platform vir positiewe verandering maak. Ja, dan is daar kommersialisering. Soos gewildheid toeneem, word meer borgskappe en mediakontrakte beskikbaar, wat die finansiële aantreklikheid van deelname verhoog. Nou sê, nou die, ja? Ek het nou nie daaraan gedink, soos Mr. Global se prize package, byvoorbeeld, by wenner, is nou staan tans op R110,000. Dit is regtig nie moeite werd om aan daai kompetisie deel te neem, want daar is so baie groeigeleenthede, en waarna hulle kyk is heeltemal iets anders, is nie net 'n mooi gesig nie, hoor. Jou charity bydra kom eerste. Definitief. Of jy met ander kan saamwerk, ensovoorts, dit kom eerste. En ja, soos ek sê, hulle prize package is fantasties, hulle kyk verskriklik mooi na hulle deelnemers en hulle titelhouers, en hulle gaan Thailand toe vir 2 weke, waarin hulle aan allerlei verskillende fantastiese goed deelneem,
allerhande manlike Spare. goedjies. Ja, stel jy net voor, hulle word bederf in 5-ster hotelle ensovoorts terwyl hulle al die dinge doen. So dit is regtig, dit is regtig die moeite werd om vir hierdie tipe kompetisies in te skryf, want jy groei as 'n mens. Absoluut. Nou, die groeiende gewildheid van manlike skoonheidskompetisies weerspieël 'n groter verskywing in die samelewing se siening van manlikheid, skoonheid en sukses, weg van rigiede tradisionele norme na 'n meer inklusiewe en holistiese benadering. Nou ek dink ons moet gou weer op 'n musiekbreek gaan en daarna gevolg, dan gaan ons 'n bietjie met Bevan Lingard gesels en hoor hoe dit met sy roete gaan in die Mr. Global South Africa kompetisie. Bly ingeskakel by ons is nou weer terug hier by julle. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Vandag het ons vir Bevan Lingard in die ateljee en ons gaan lekker met hom gesels ten opsigte van sy journey met die Mr. Global South Africa finals. Hy staan se finalis en sien uit om binnekort te hoor of hy deur is na die finale toe, maar ons glo dit gaan gebeur. So, hallo Bevan, hoe gaan dit vandag met jou? Goeiedag, dit gaan uitstekend en daarso. Dit gaan baie goed met my, dankie. Ons het 'n baie interessante dag gehad vandag met Bevan wat deurgevlieg het van Johannesburg af en sy fotoshoot saam met Andrew Basson kom doen het, wat hy gewen het met die MSA fotomodel kompetisie, waar hy die overall winner was. So, ons sien baie uit om te sien wat doen Bevan met die Mr. Global South Africa kompetisie. Ons het vandag so 'n paar vragies vir hom, dat hy vir ons bietjie meer kan vertel oor hoe lyk dit en hoe lyk die lewe van 'n semifinalis, finalis en 'n deelnemer aan veral 'n mans pageant. So ons wil vir jou so 'n paar vragies vra vandag, Bevan. Wat het jou geïnspireer om deel te neem aan die Mr. Global South Africa kompetisie en dan ook watter aspek van die kompetisie vind jy die mees betekenisvol? So, ek het al baie kompetisies gedoen in my leeftyd, waar dit gaan in meestal net oor hoe jy lyk, en dis eintlik al. Maar hierso by Mr. Global, gee hulle nie net om dit nie, maar ook wie jy is as 'n persoon en wat in jaar dan gaan. En vir my beteken dit nou regtig baie, en ek wil graag hierdie manier van kompetisie meer doen om 'n impak te maak op die wêreld op 'n goeie manier en nie net 'n impak te maak wat ek finansiëel kan bereik nie. Daar is 'n fantastiese antwoord. Ons tweede vraagie aan jou is, Bevan, hoe berei jy jouself voor, beide fisies en geestelik, vir die uitdagings van hierdie kompetisie? So, dit is nou 'n uitstekende vraag. Ek het meestal wanneer ek met daai kompetisies doen, net gefokus hoe ek my lyf fisies kan voorberei, maar nou is dit ook 'n gedeelte van, daar's baie prepwerk. Ek moet fisies gaan en ons is 'n navorsing doen, wat is die beste trap om te vat eerste, want ek kan dalk begin om meer fundraising te doen, ek kan gaan om charity werk te gaan doen, om ook kies wat se charity werk ek moet doen, want dit gaan ook 'n baie groot image skep van wat ek eers doen en wat ek laaste doen. So, vir my, die meeste voorbereiding was in beplanning, wat gaan ek eerste en laaste doen, en hoe gaan dit die hele idee en image van my skep in die einde. Ja, sure, ek dink dit is regtig baie voorbereiding en seker die van goedjies wat jy in ag moet neem, né? Dit is nie net jy stap in en jy gaan op 'n verhoog loop en daar kry jy jou prys nie. Dit is baie dinge wat hierso ter sprake kom. So jy doen charity werk, en dis die hooffokus, né? Yes, dit is definitief om 'n impak te maak op 'n goeie manier op hierdie land, is die main focus van Mr. Global. Ja, dis hoekom ek so baie van daai kompetisie hou. Daar's nie baie veral mans kompetisies wat ek mense sal aanraai om in te skryf nie, maar Mr. Global het 5 sterre by my. Nou, watter sosiale kwessies in Suid-Afrika lê jou na aan die hart?
En hoe beplan jy om jou platform te gebruik om positiewe verandering te bevorder? So, met my geskiedenis het ek nou geleer dat diskriminasie verskriklike slegte ding is. Nie net in ons land nie, maar oralste. En nie net as ek kom by ras of enigiets dit nie, maar op soveel miljoene maniere kan mens gediskrimineer word. En ek wil graag my platform gebruik om te wys hoe om dit kan verbeter van dit en hoe om 'n wêreld te kan skep waar diskriminasie van enige soort plat nie meer gaan bestaan nie. En as ek kom by kultuur, ek was regtig bevoorreg om laerskool en hoërskool te hê, plus college. So, wanneer kom by die verskillende kultuur, het ek die voorreg gehad om nie net in laerskool en in hoërskool en selfs in college verskillende kulture kan sien en beleef en vriende hê wat soos my wys van hoe hulle kultuur verkies nie. So, dit het my gewys dat om alle maniere van kultuur te respekteer en hoe om seker te maak jy doen wat ook vir hulle reg is terwyl jy nog steeds jou eie kultuur respekteer. En wanneer ek kom by hoe gaan ek my platform gebruik, ek sal regtig wil dit gebruik tot diskriminasie. Dit is 'n probleem wat met my sit al vir meeste van my lewe, want daar is miljoene verskillende weergawe van diskriminasie, nie net ras nie, nie net ouderdom nie, maar ook selfs hoe jy lyk as 'n persoon. So, wanneer ek hierdie finale wen, of selfs nie, wil ek graag 'n platform skep waar ons kan sien hoe verkeerd dit is om te diskrimineer en hoe om te kan verbeter vanaf daai probleem af. Sjoe. Hoe dink jy verteenwoordig jy die diverse kultuur van Suid-Afrika? En wat maak van jou 'n goeie ambassadeur vir ons land? So, wanneer mens kyk na 'n ambassadeur van die hele land, voel ek die posisie moet gesit word vir iemand wat al die hele land beleef het. Nou, ek sal nie sê ek was in elke liewe dorpie nie, maar ek het elke liewe provinsie in ons land sien en verskriklik baie gedeeltes, die goeie en sleg. En ek voel, met kennis wat ek het, sal ek kan besluite neem wat net voordelig kan wees vir elke provinsie, elke dorp. En as ek bevoorreg genoeg kan wees om die wenner te wees van Mr. Global, sal ek kan elke land help op verskillende maniere. Wat was jou grootste persoonlike uitdaging tot dusver in hierdie reis en hoe het jy dit oorkom? So, ek sal sê, dit was definitief wanneer ek gekom het by die verskil tussen waar ek kom van modeling af en wat hierdie Mr. Global nou verwag van ons. Ek is so gewoond aan waar ons as modelle net 'n hanger is, waar ons klere moet laat mooi lyk of ons moet die wielshare laat mooi lyk, iets is in daai rigting. Maar hier moet ek fisies kan my hart wys en dit is iets wat ek mis gewoond aan raak, dit is iets wat ek nog steeds gewoond aan raak, maar ek moet sê, dit is iets wat amazing is en amazing voel om terug te kan gee en nie net vir jouself te werk nie. Sjoe, dis 'n baie mooi antwoord daai ons. Dis ook mense wil hoor van titelhouer wat ons land gaan verteenwoordig. Nou, indien jy hierdie titel wen, wat sal jou eerste prioriteit as Mr. Global South Africa wees? So met so 'n massive titel om die wenner te wees, dit sal dit verskriklik makliker vir my kan maak om begin met my main goal van om anti-discrimination te begin. Dis 'n platform wat ek so vinnig as moontlik wil maak, want ek het nog altyd gesien hoe dit almal affekteer en dit is iets wat ek voel so vinnig as moontlik moet gehanteer word. As gevolg van die nagevolge is net te hartseer om te kyk hoor. Ja, nee, dis regtig die waarheid. En ja, as mens dan sien wat die nagevolge is, eintlik sê ek altyd vir iemand, mense skuif baie keer goedjies weg en hulle sê,
Dis nie my probleem nie. Ek vertel altyd die storie van, luisteraars het wel baie gehoor, ek vertel die storie van die muis en die plaasdiere. It's not my problem until it is, nee? Ja, so. Hoe balanseer jy jou persoonlike lewe met die eise van hierdie kompetisie? So, ek is bevoorreg nou om 'n werksgeleentheid te hê waar ek maklik kan om hierdie kompetisie werk. Ek kan die kompetisie eers sit en my werksure en my social life kan ek om en werk. En vir my is dit nou hoe het moet wees. Ek wil graag hierdie kompetisie nou my eerste prioriteit maak en al my energie in dit sit en whatever oorbly sal ek spandeer op die ander prioriteite. Fantasties. Nou, watter boodskap wil jy oordra aan jong Suid-Afrikaners wat aspireer om in soortgelyke kompetisies deel te neem? Die beste raad wat ek gee is om nie net dit te doen want jy was gesê om dit te doen nie. Kry 'n rede, kry 'n doel vir hierdie kompetisie. Dit is nie aan die einde van die dag net nog 'n kompetisie om 'n prys te wen en om soos famous te raak nie. Hierdie is 'n kompetisie om 'n impak te maak op hierdie land en as jy lucky genoeg is hierdie wêreld, dit is nie iets wat jy 'n naam moet verkry nie, maar dit is net iets wat jy moet teruggee aan die wêreld. En jy moet altyd dit net 'n gedagte hou. Was fantasties. Ek hou baie van daai antwoorde wat jy gee. Dis vir my lekker en heartwarming om te sien dat daar jong manne is soos jy wat wie se hart reg is, wie se hart in die regte plek is en wat die belangrikheid sien van wat hierdie kompetisie voor staan en dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan eintlik glad nie oor jou nie. Dit is 'n fantastiese platform vir jou om jou charity en waarvoor jy staan, jou verandering, jou platform uit te lewe en verander te leer. Ek praat altyd van each one teach one, nee? So, dis fantasties dat jy hierdie platform het dat mense kan opkyk, jonger mense kan opkyk, jonger en ouer mense kan opkyk na jou en jy kan hulle voorbeeld wees. So, ons sien regtig waar uit om te sien wat jy gaan doen en ons volg jou journey soos jy weet en ons is baie opgewonde om te sien wat jy alles hier gaan doen. Maar baie dankie Bevan dat jy jou tyd met ons gespandeer het vandag. Ons sê baie dankie dat jy weer gekom het. Ons hoop jy het jou dag geniet in die garden route en dat ons jou sommer binnekort weer hierso gaan sien. Baie dankie om my te hê. Nee, dit was amazing om hier so te kan wees het. Ek meen, ek sal elke dag hier so kon wees as ek die kans gekry het en ek waardeer elke sekonde saam met jou. Baie lekker, baie dankie Bevan en 'n veilige rit terug en laat vir ons weet sodra jy terug is in Johannesburg en mag dit net voorspoedig wees en mag hierdie journey vir jou alles wees wat jou hart begeer. Baie dankie en ek sal so maak en hopelik sien ek julle weer binnekort. Dit sal baie lekker wees. Baie dankie. Lekker dag. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Daar sy. Welkom terug by ons. Dit was Karen wat die onderhoud met Bevan Lingard gevoer het oor sy roete en sy journey al 2 in 1 vir Mr. Global South Africa as 'n semifinalis. So kom ons kyk wat gebeur vorentoe met Colin en met Bevan en met die hele span. Ons hou vir hulle sterk duim vas en ons weet sommer alles sal goed verloop en soos wat ons in die begin ook gesê het en iets wat ek al geleer het, die hele faktor van wie jy is in jou male pageantry, al het jy nie ver gekom in dit nie, dit dra jou as 'n mens vorentoe, soos wat jy gesê het, jy leer so baie van jouself ken, en net deur dit, groei jy as mens, wat jou vorentoe help, om nog meer te explore, en nog meer te ontdek. Ja, jy slaan die spyker op die kop. Nou, ons het aan die begin van die program vir julle gesê van die anti-bullying 5K anti-bullying color fun run wat ons het by Hartbeespoort Seefront nou komende Saterdag die 29ste. Die registrasietyd is al oop van 8 uur af en die wegspring is 9:30. En ek weet sommer die weer is fantasties, ons het al gekyk, weer is reg, water is reg,
poeierverf is reg, die mense is Medaljes is reg, papryse is reg, lekker pannekoeke is reg, ek en jy is reg, ons om julle daar te sien. ons sien uit om julle daar sit te Ja, ek gaan ook daar wees, Colin gaan daar wees om vir julle te groet en ook sy ondersteuning vir die Anti-Bullying Academy te gee. Ons het genoem dat hy ook ambassadeur is vir die Anti-Bullying Academy en ja, sê hele paar mense, wag so bietjie, ons splinternuut gekroonde preteen Universe, Rosie Feinberg, South Africa, gaan ook daar wees. So kom ontmoet vir haar en vir Colin en kom sê vir ons ook hallo. Dit sal lekker wees om 'n fotootjie saam met julle te neem. Ons sal dit geniet en ja, elke koers wat ons hierso kry vir die Anti-Bullying Academy is 'n stap nader om 'n lewe te red. Ja. So yes, ons het julle nodig, ons het julle support ons nodig, ons het julle mense ook nodig, maar kom maar geniet die fun saam met ons. Ja, dit gaan lekker wees. En dan kom skree ons almal daar so say no to bullying, want dis presies wat moet gebeur. Say no to bullying. Nou ja, ons gaan julle groet hier uit Mosselbaai se ateljee uit. Dit was so lekker geweest om weer met julle te kan gesels en inligting te kon deel oor die Male Pageantry en ek hoop regtig die mans word 'n bietjie meer aangehits om in te skryf vir die skoonheidskompetisies om die verskil te kan maak in hierdie wêreld en veral vir ons kinders en jeug van vandag sodat hulle kan opkyk na goeie rolmodelle. Ja, asseblief. Dat sê. Nou ja, bly ingeskakel vir die volgende program, die afternoon drive saam met ons kollega Paula Hobbs, Kadops, daar aan die kant in Oudtshoorn. Ja, Paula, vat vir ons lekker klank, lekker treffers en vat die mense lekker huis toe. Hak in, skakel in en luister gerus. Ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion. En ek is Karen. Tot volgende week toe. Lekker weer. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM stereo.